Dis die Rafa Rugby podcast. Welkom by Raakvat Rugby se podcast, die op Raakvat Rugby, ons eksklusief Afrikaanse kanaal. En as jy nog nie gesubscribe het nie, maak seker jy druk net daai knoppie. Ons groei nou lekker hierso. Ons Afrikaanse kanaal word nou al groter en vandag is dit vir my baie lekker om ons vriend Rian Lou of Ringo soos Mary hom noem, hier by ons in Afrikaans nogal te verwelkom. So, welkom Rian, dankie dat jy met ons gesels en dankie vir al dat jy 'n bietjie Afrikaans met ons gesels. Dankie baie MV. Ek weet nie hoeveel Afrikaans het gewees nie. My huistaal is deesdae Engels, maar ek sal probeer so Afrikaans as moontlik wees vanaand. Ek kry Ja, min oefening deesdae, so ons hierdie een gaan 'n lekker een wees. ons gooi mengels, jy weet mos wat hulle doen. Ja. Ja. Dis geen probleem nie. Afrikaans is rugby, jy weet nie wat is 'n breakdown. Ek sukkel altyd met die terme te vertaal. Vra die Ja, mense my, nee. wat het jy eintlik bedoel daar? En ek het nou met een van die vreeslike hoë terme uitgekom en verstaan niemand wat ek sê nie. So ek noem 'n ding net maar op sy naam. As dit 'n Engelse woord is, dan is dit maar 'n Engelse woord, dis nou maar jammer. Maar kom ons Dis soos begin by die wanneer mense oor begin. 'n karmotor praat, dan sê mense engine, 'n knormoer is 'n Knormoer, waar in jou lewe? Dis nou Ja. dis nou 'n starter as jy nog ooit gewonder het wat dit is, maar ja. Kom ons praat gou oor jou kanaal. Jy het natuurlik jou eie YouTube kanaal noem dit Rian Lou oor rugby basies en jou bynaam is Ringo26. So kom ons praat net vinnig oor jou YouTube kanaal. Wat presies doen jy daar? Waar het gebeur? Ons het al hier oor die Engels gepraat, maar vertel my 'n bietjie in Ja. Afrikaans. Ja, nee, ek het dit nog nooit in Afrikaans verduidelik aan enigiemand nie, so dit sal cool wees. Ja, dit was 'n klein dingie, 'n stokperdjie wat ek begin het net so na COVID. Ek het 'n bietjie tyd op my hande gehad. Ek's baie mal oor skryf ek wou 'n manier kry om my kreatiwiteit 'n bietjie uit te kry. Ek het gesit elke aand in TV kyk of games speel en ek gedink hierdie is nie 'n lekker uitleg of dit is nie stimulerend genoeg nie. So besluit ek hou baie van rugby, ek hou baie van skryf. Kom ek begin oor rugby skryf en 'n bietjie video's daaroor maak en ek het eendag my selfoon gevat, dit tot op 'n klein stand gesit, 'n ding geskryf en dit begin afneem. En dit het ek net in my rekenaar ingesit, 'n bietjie begin edit en dit is nou al 3 jaar terug, 4 jaar terug wat ek daarmee begin het. En ja, net weekliks, elke week probeer ek 'n klein 'n videoetjie maak waar ek gesels oor die rugby wat oor die naweek gebeur het. Gewoonlik is dit 'n URC games is, dan sal ek deur elke game 'n bietjie ietsie sê. As daar groot nuus is, soos hierdie week was dit nou die groot nuwe borg van First National Bank of oor die Springbokke. Dan sal ek ietsie daaroor sê, maybe 'n bietjie oor Super Rugby want mense mis dit baie keer ook so 'n bietjie. En ja, en dan as daar groot games is soos die Springbokke speel dan sal ek 'n bietjie dieper ingaan in elke game in, maar ja, dis nou net 'n weeklikse dingetjie dat my vriende en so aan het dit eers gekyk, dan kan hulle by die werk at least oor rugby praat en nie dom klink nie. Wat my interessant is jy praat oor rugby wêreldwyd, né? En ek bedoel dit is my Hmm. nogal 'n groot leerkurwe gewees om skielik te weet wie's jy weet al hierdie oorseese speler Finn Smith en dis nou name wat eintlik maklik oor die tong val en ek kan nou nie een enkele naam onthou terwyl ek daaraan sit en dink nie. So dis ook wat Ja, nou so dis dom ook lyk. fyn. Ja, maar jy weet die werk het. As daai kamera is, dan staan alles stil. Ek kon Ja. laasweek nie die voorry van die bulle onthou wat daai groot skram gehad het nie en ek het nogal 'n pak slag gekry daaroor. Maar nou ja, die punt is net ehm die om al hierdie spelers internasionaal te ken, te weet hoe hulle speel. Hoe hou jy jou vinger op die pols daar? Ek weet jy het 'n klein gesin, klein Hmm. kindertjies en alles. Dit moet seker 'n uitdaging wees. Ek's mal oor lees. Probeer nie die regte goed lees nie. Ek lees nie genoeg boeke nie. Ek lees graag rugby websites. Dit Hmm. is ek dink ek het about 20 van hulle geboekmaak op my rekenaar. So in die oggend as ek wakker word is dit jy weet Sport24, SuperSport, Rugby365, dan gaan ek so deur die goeters en ek kan net nie ophou lees oor dit nie. En van daar af het ek agtergekom plekke soos daar's 'n webwerf Reddit waar daar 'n rugby groepie mense is wat saam sit elke dag en hulle sal nuusberigte aansit en spanne wat uitkom en ek is maar net ek's so nuuskierig, ek kan nie ophou lees oor dit nie en dit is hoe ek geleer het wat se lande se spelers is die beste, wat is die jy weet die current soos mood in elke land Hmm. oor hulle span en so aan omdat ek baie lees oor die opinies van oorseese skrywers en mense wat rugby kyk en so aan. En omdat ek dit kan doen, kan ek daaroor gesels wanneer ek my video's maak en dit lyk my daar's gewoonlik nie mense wat kwaad is van oorsee wat sê nog 'n windgat Suid-Afrikaner wat dink hulle weet alles oor rugby nie. Dis gewoonlik is mense baie vriendelik as ek oor hulle gesels. En ek is ook mal oor alle rugby. Ek is nie een van daai ouens wat sê die Bokke is alles en niemand anders is goed oor rugby nie. Ek is mal oor Frankryk. Ek dink hulle is een van die
coolste span om te sien hoe hulle speel. Is mal oor Nieu-Seeland. Ek sal enige tyd 'n game van hulle kyk al is die Bokke nie involved nie. Even Japan en al daai lande. Ek's net mal oor dit om dit te kyk. Die hele konsep van rugby is vir my lekker. Ja, dis vir my interessant want dit is my opvallend dat jy spesifiek jy praat oor alle spanne met gesag en daar's geen vooroordeel nie. Ek het ook agtergekom op my kanaal as jy kan praat objektief en jy kan so 'n bietjie meer lyk of jy bietjie meer weet as normaal dan vergewe hulle jy allersondes. Hierdie tipe Ja. van 'n shock jock benadering soos Ben Smith en daai manne werk glad nie vir ons nie. Ek weet nie of jy my saamstem nie. Nee. Ek doen dit nie net vir die kliks nie. Ek wil regtig oor rugby gesels. Dit is my lekker Ja. en ek hou van die feit dat jy dit reg kry. Een ding wat my opgeval het in hierdie week se video is dat jy uitgevaar het daar teen DStv se een stroom. Ek het gaan navorsing, jy kan nou weer een of twee strome, jy moet net ekstra Nee, weet betaal. jy. Ja, ja. Nee, Ja. dis snaaks. Ek het dit verlede week ek het dit nie eintlik try doen nie, maar wat ek altyd kry is ek try soos jy sê daar's baie keer games op dieselfde tyd aangesit. Omdat daar so baie spanne is wat speel dan speel drie games op slag. So, en ek wil dit graag kyk. En Mm. ek wil sien wat gebeur. Ek wil daaroor kan gesels. En ek het soveel tyd die laaste jaar gehad wat dit single stream. So as jy maak my nou baie bly as jy my sê nee, ek kan eintlik nou meer as een op 'n slag at least kyk want dis baie irriterend om vir mense die ding aan te stel of al die games Mm. op dieselfde tyd aan te sit, maar jy kan hulle nie op dieselfde tyd kyk nie want ek het nie meer 'n dish nie, ek het nie Ek meer 'n ook nie. decoder nie. Al my Mm. goeders is internet. Ja, so al hoe ek dit kan kyk is deur die stream en ek kan nie dink dat daar enige persoon is ooit wat al gesien het stream limit reached en besluit het okay, ek gaan maar DStv begin betaal nie. Ek kan nie dink dat dit al Extra subscription betaal nie. Nee, ek stem saam. Ja, Nee, ek stem ja, saam met jou. Ja. ja. Nee, ek sien net daai enigste limit beperking daarop is dat die ekstra jy kan vir een ekstra stroom of twee ekstra strome betaal, maar daai ekstra strome kan net op 'n mobile device wees en hulle klassifiseer 'n Ja, foon en 'n laptop en 'n tablet as 'n mobile device. So, dis interessant. ja, Maar jy kan dit nou doen, jy moet wat gaan kyk want ek ja, moet sê nee, ek het daai selfde probleem, maar ek wil vir hom een kyk en my seun wil dit kyk en hierdie een wil daai een kyk en is altyd 'n gefeis. En ons doen ook net stroom. Ons het lankal nie eens meer skottel nie. Jy is 100% reg. Dit is nogal 'n bietjie van 'n ja, frustrasie. Maar ja, ek wil nou ja. weet by jou, waar kom die naam Ringo vandaan? Wat beteken dit? Dis universiteit. Jy sê dis nou al lank terug. Dit voel nie so lank terug nie. 2003 of 4 was my eerste jaar gewees op Universiteit van Johannesburg. En hulle daar as jy in die koshuis of in die daghuis of wat ook al instap, dadelik kan hulle vir jou naam gee. En ek het jare terug lang hare gedra. Jy weet 'n lekker kyfie hier oor my oog gehad en alles. En toe sê hulle, jy lyk soos 'n Beatle, jy's Ringo. En dit het toe gestik. En van daai dag af tot nou toe, ewen my vrou, my ma, almal noem my Ringo. O, Dis so regtig? my ja, ja, daar's party van my vriende, ek het een keer vir een van my vriendinne gebel en gesê luister, is Rian, kan ek net gou hier dit en dit. Toe sê sy soos, wie? Ek het haar vir soos 5 jaar geken. Sy het nie geweet my naam is Rian nie. Kan jy Nee, ek glo? weet nie wie is Rian. Dis Ringo. O. Ja, so dit het maar net gestiek en ek het besluit dit is makliker vir mense op die internet om te sê anders dan noem almal my Ryan, al die Engelse O mense. ja, natuurlik. Nee, ek het nou gehoor, ek het nou besluit ek gaan nou al hierdie vrae vra want op jou Twitter bio staan daar Hmm. 2 CGDs for most valuable Sapphire. Nou ek het absoluut geen idee wat dit beteken nie. Vertel vir my. Ken jy Two Cents Rugby? Ja, Die ja. Mark Morgan, hy is die Nieu-Zeelander wat jare terug, hy is een van mos die original YouTubers, rugby YouTubers. Hy het 'n podcast met 'n pel van hom, Tony O'Sullivan. Hulle twee maak elke week 'n video saam, the Two Cents Gets Distracted podcast. Een van my gunsteling podcasts om Ah, te kyk. En hulle albei kyk na my video's ook. Hulle comment gereeld en ons het so derentyd met mekaar pelle geraak. So ek het al met Mark van Two Cents en met Tony van Distracted Sports gepraat. So die 2CGD is the Two Cents Gets Distracted Award. En elke jaar het hulle 'n award show waar hulle best player, best team, bla 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 en dan het hulle ding most valuable Sapphire en ek het dit nou al 2 keer in 'n ry gewen. Wat ek het nou vir koalisiegebied en vir rassiegebied en almal want hulle is almal genomineer en ek wen dit elke jaar. Dis maar 'n joke, maar ek sê dit maar altyd in want ek waardeer dat hulle at least 'n bietjie my kan ja, ek ry 'n slang in die gras. Ek wil regtig jy het hulle sekerlik ons sê best valuable South Afrikaner het hulle omgekoop.
Nog niemand anders is ooit deelgeneem nie. So ons sal sien, maybe kan ek dit 3 keer doen, soos wat die bokke dit try doen. Hoorie maar sê net vir my, dit was my baie snaaks was hierdie week op Twitter spesifiek. Jy het lank trane gehuil daar oor die sharks wat jou leeu's Ag, boom so kom stroop, die een na die ander. Hierdie week het Edel mm. van der Merwe ook die pad gevat na die sharks toe. So nommer 1, vertel vir my hoekom is jy 'n leeu? Hoe aarde dit gebeur? Want ek wil graag met 'n leeu praat en ek sukkel om jou 'n ondersteuner in die hand te kry. Mense, ek maak net 'n grap asseblief. So ek het net gedog gestyd om met 'n leeu te praat, maar vertel my 'n bietjie hoekom die leeu's? Ek is born and bred Joburg. Ek het groot geword in Johannesburg. Ek is hier gebore. My pa was 'n leeu, my oupa was 'n leeu. So en toe ek begin rugby kyk het, was dit die jare van was dit Dr. Louis Luit was dit is ek was nog so klein laaitjie gewees. Toe was hy in charge en toe François Pinaar hulle die Super 10 en alles gewen. So dit was my eerste blootstelling aan rugby was eintlik die Lions, dit was nie die Springbokke nie en dit was tydens daai 95 96 toe die Lions basically untouchable was. So ek het daar verlief geraak op hulle en mense het gedink dit gaan vir ewig hou. En toe obviously toe wen ons die wêreldbeker op Ellis Park en my pa en van my pelle het my gevat Ellis Park toe en elke keer as ek gegaan het ons gewen. Ons het altyd dit was so 'n goeie span gewees. So as jy weet hoe dit is, as jy eers daai liefde in jou bloed kry, gaan jy nooit switch nie. Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. En min het ek geweet dat Ellis Park gaan ongelukkig in 'n area wees wat al hoe verder en verder agteruit gaan en dit gemaak het spelers nie graag wil bly nie en nou het ek met die klein spannetjie in die Suid-Afrikaanse URC. Maar ek sal steeds maar lief vir hulle. Elke keer as ek huil of iets sê dat hulle my afwis of whatever, dis maar net omdat ek hulle liefhet. Dis basically al. Ja, ek verstaan. Ek verstaan daai deel. Ek voel so oor die bulle ook. Ek is 'n gebore en getoe blou bil soos jy nie Mm. kan glo nie. Ek het Pretoria groot geword. Ek bly 800 meter van Loftus af, jy weet. Ek kan mos Ja, nie help nie. Hoe gaan ek na Ellis Park toe gaan? Ek het laas jaar vir die eerste keer in my lewe was ek op Ellis Park gewees, daai wedstryd teen die All Blacks en ek moet jou ja, vertel, ek was bietjie I was blown away as ek nou die Engelse term mag gebruik. ja, Die feit dat daai paviljoene so toe is, die geraas. Ek het die hele vliegtyg mos gemis toe hy oorgevlieg het. Ek het eers geweet hy ja, was ja, daar ja. nie. En alles, dit was ongelooflik, nou. Dit wys nie net wat Ellis Park kan wees. Ek wens mens kon die ding optel en net op 'n beter plek gaan neersit. Ja, ja, nee, dit is die groot wens. Ek het al baie gedink, wat moet mens doen om my plek reg te kry? En ongelukkig is dit maar net, die area het armer mense wat daar bly. Yes, dis nie so veilig nie, maar ek gaan gereeld met my dogters soontoe. As jy die plek ken, dan weet jy weet mens hoe om veilig te wees en maar ja, dis maar net 'n vrek groot stadium wat maak dat 'n game in die teen Benetton of ietsie maybe nie so nice is nie, maar soos jy sê, as die All Blacks daar is en die plek is vol en die hele land is agter jou, dan is Ellis Park, daar's nie 'n rugby stadium soos hy nie. Dit is die mees geraas wat mens kan kry. Dit is die mees die skare is die heeltyd in die game. Daar's nie soveel musiek wat speel soos op Hm. Loftus nie. Ek was ja, ja, tref ek nou 'n Ja, aar nee, vir jou dis is 'n daar. teerpuntjie vir my daai. Ja. Ek was verlede jaar op die URC final gewees in Loftus en ek kon nie glo dat hierdie ou nie wil shut up met die musiek nie. Ja, it's too much. Hy maak die skare dood. Jy wil Hm. jy wil hoor bulle en die ou en die mense Hm. moet agter die bulle aankom en daai DJ op Loftus het 'n bietjie te veel krag dink ek. Hy Wel, moet 'n bietjie gaan luister na die Ellis Park ou wat 'n bietjie minder musiek speel. ek het nou die dag, ek het myself voorgenem. Dis nou my doel, missie en strewe in die lewe is om daai musiek onder beheer te kry. Ek het al vir Willem Strauss 'n boodskap gestuur en ek het nou daarvan gesê ek het nou die dag wat wedstryd was te gewees. Die musiek was so hard dat ons nie mekaar kon hoor praat in die persboks nie. En ons sit agter glas, né? Ons kon Ja, mekaar ja, reg langs nie hoor en hulle duidelik het hulle toe vergeet om die volume af te stel of iets, maar die punt van die saak ja, is dit gaan nie net oor die volume nie, dit gaan oor wanneer jy daai musiek speel op die regte ja, oomblikke. En die ander ding is ja, as daar 500 mense in die stadion is, of was 5000 mense in die stadion, as jy 50000 mense, dis heeltemal 'n ander benadering. Maar by ja, Loftus is ja. hulle nie daai, hulle gebruik 'n sledgehammer, jy weet, Mm. hulle gaan net aan en maak soveel lawaai as hulle kan. As Werkie daar vir my nie nie. 'n bal geskop of gepas word nie, dan is daar musiek. Ek het al gesien dat die haker het al die bal laat gaan en dan is die musiek nog steeds besig om te gaan. Ja, en hoe hoor Ewen jy die ja, is belaglik. Ek stem saam ja, met jou. Nee, ek dit stem maak saam met jou. dit
dit gaan my verstand te bowe. Die at least is die leeu's 'n bietjie minder erg daaroor. Maybe is dit 'n geld issue. Daar's te veel geld op by die Bulls. Ek bedoel al die regte wat hulle moet betaal om my musiek te mag speel. Ek bedoel as jy Sweet Caroline oor en oor speel, kry jy seker 'n volume discount of wat. Ja. Hoor jy nou staan met daai wedstryd op Ellis Park was jy saam met ons vriend Harry Jones. Jy was ook die wedstryd op Loftus saam met Harry gewees. Vertel Ja, my 'n bietjie ja. van daai vriendskap want julle twee lyk of julle 'n groot jol het daar op die paviljoen. Ja. Ja, nee, dis snaaks. Dis nou deur die hele video's maak storie wat dit gebeur het. Ek was lank 'n leser van Harry se werk gewees. Hy skryf mos vir The Roar vir jare al, theroar.com.au of iets, die Australiese webwerf. En dit was vir my baie snaaks toe ons nog in die Super Rugby was, waar ek ook weer eens die ding wat ek wil lees oor rugby en ek wil stemme hoor van die ander lande af. Ek wil nie net Suid-Afrikaanse mense se stemme hoor nie. Dit was eintlik 'n groot ding. Tony Johnson was mos hierdie week op Mm. Harry se podcast gewees. Nou Tony Johnson het altyd vir SuperSport geskryf. Weekliks het hy 'n ding vir SuperSport geskryf oor die rugby wat baie nice was om 'n Nieu-Zeelander se perspektief te kry oor Super Rugby. Toe volg ek toe ek daai stem nou hoor, toe gaan ek nou en soek vir ander stemme, toe kry ek nou The Roar wat 'n groot rugby webwerf in Australië is. En daar was Australiërs en Nieu-Zeelanders en Argentynë wat skryf oor rugby, maar toe staan ook hierdie Suid-Afrikaner, Harry Jones, wat skryf oor rugby. En sy skryfstyl was vir my baie anders gewees as die ander ouens gewees. So 'n bietjie Mm. meer ek weet nie, hy benader nie rugby soos ander mense nie. Ek seker jy het dit self ook al agtergekom. Hy like om poetry en stories en goeters in te Mm. bring in dit Mm. en dit was vir my baie interessant geweest hoe hy dit doen. Toe maak ek nou die video's en ek sien hy begin 'n podcast. Toe sê ek my eendag op een van my video's, nee, hierdie podcast is goed. En ek het op Twitter ook iets gesê van nee, hulle podcast is baie goed en toe waardeer hulle dit baie want toe was ek nou 'n bietjie groter as hulle gewees. So toe nooi hulle my op hulle podcast en ek gesels met hulle en van toe af toe is ek en Harry al op WhatsApp lank gesels ons al. En nou elke keer as die bokke se kaartjies te koop gaan dan sê ek op WhatsApp met Harry, hoeveel kaartjies soek jy, bla 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 en dan join hy my altyd op die stands en dis nou maar hoe ons spelle is. Elke keer as daar rugby is, kom hy mos hiernatoe en dan gesels ons kuier. Ons sien nou dat julle twee nou fynproevers is van die stadion en kultuur en ons het nou net 'n hele kritiek gelewer op of relaas gelewer op Loftus se oordadige musiek. Watter een van daai twee stadions was vir jou die beste wedstryd, die beste atmosfeer? Die een teen Ierland op Loftus wat ons gewen het met daai fantastiese skram natuurlik oorstoot 3 op die einde of 'n straf 3 met daai oorstoot Ja. skram en dan Loftus met daai geweldige atmosfeer. Ons was ag nee Loftus nie Ellis Park, ons was agter Ja. gewees ingehaal. Wat een van daai twee wedstryde, vergeet net van jou Ellis Park vooroordele en ek vir my Loftus vooroordeel. Wat was een was vir jou die beste? Ek dink as dit kom by wanneer jy uit jou kar uitklim en jy gaan nou stadion toe en jy kyk die game en tot jy weer in jou kar klim is Loftus maybe die beter ene want die B-veld en jy stap nou lekker saam al die mense en dit is 'n bietjie makliker om daar uit te kom en in te kom. Dis 'n lekker plek, 'n lekkerder plek om 'n langer tyd te spandeer want dit voel dis net 'n lekker die bars is massief en daar's skaduwee waar jy kan staan en so aan. Waar Ellis Park sou ek sê die afklim of uitklim uit die kar uit veral as dit vol is baie erg want daar's nie parkering nie. Dis strate in die middestad. So jy klim sypaadjies en jy fight met mense oor hoeveel hierdie sypaadjie kos vir die dag om op te parkeer. Môre is hy nie daar om te vra vir geld nie en jy klim oor gemors baie keer en so aan. Maar as jy in daai stadion is daar niks soos Ellis Park nie. So ek sou sê vir die game self, Ellis Park, nothing touches it. Ek was nou al op Durban en op Bloem en op Loftus en op Ellis Park vir vol Springbok games gewees en daar's nie 'n ding wat naby kom aan Ellis Park op 'n bok game nie, maar as ek moes die hele dag Mm. spandeer daarso dan sou dit Loftus gewees het, ja. Ja, ek het dit ook vir Willem gesê, hoorie so, hierdie kar wagter ruk nou 'n bietjie hande uit hier by Loftus. Hulle raak aggressief, né? Jy weet nie, hey, Loftus Ja. met 'n Ellis Park situasie kry nie. Ek is nogal bekommerd daaroor, ek moet sê. Ja. 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 Hoorie maar, ek sien nou die ouens sê die Sharks het eintlik 'n hele komplot in die gang teenoor jou. Hulle wil hê jy moet 'n Sharks supporter word. Dis om hulle al jou spelers koop dat jy hulle outomaties moet jy nou die Sharks begin support. Dink jy daar's enige waarheid in daai teorie? Nee, jy sien dit raak nou 'n bietjie erg jong. Dit was ek weet nou hoe die Cheetahs moes gevoel het in die Super Rugby daar want dit was altyd hulle gewees wat soos gestroop word aan die einde van die jaar. Ja nee, dit is nou
dis nou Edward van der Merwe as ons nou met try tel. Edward van der Merwe lyk my, dis nog nou nie verseker Mm. nie, gaan na hulle toe gaan. Dis die twee Chituka broers wat weg is. Jordan Hendrikse is nou ook daar so, hy speel baie goed. Carlos Sadi was ook eers by die Lions gewees en toe eindig hy by die Sharks op. En dan as mens deur die jare gaan dan sal mens baie kry, maar ek sou meer sê in die kort termyn is dit die een wat die lot vir die seerste maak want dis maar net elke jaar dink jy okay, hierdie gaan uiteindelik nou die spannetjie wees wat ons kan saamhou en dan elke jaar baie ouens en for some reason is dit altyd na die Sharks toe. Mm. Dit ek try nice wees daaroor, maar dit is al hoe moeiliker en moeiliker om elke week te hoor een van jou spelers gaan nou Durban toe en nog steeds nice te wees met die Sharks. So en dan ek was verlede jaar op Ellis Park gewees met die Currie Cup finaal waar Jordan Hendrikse die Oeg. wenskop oor die paal gesit het. Hy het 3 maande voor dit nog vir die Lions gespeel in die URC en hy gaan skop by die finaal om die trofee by ons weg te vat. So ek dink as enigiemand sien ek is op die internet besig om baie lelik te wees met die Sharks. Wees maar net uh jy weet ek's jammer, maar dit is maar net dit kom nou al lank. Daar's 'n bietjie haat opgebou. Ek wil hê die Lions en Sharks moet soos die bulle in die WP word. Ons moet net nie meer pelle wees nie. Glad nie, glad nie. Hoe meer ons mekaar haat, hoe beter is die kans dat of minder is die kans dat iemand gaan switch tussen daai twee spanne. Mm. Net soos Wel, Panna by die bulle weg was, hoe groot storie dit oef, was. dit was 'n storie. Ja, dis Ja, is maar ergste van alles is erg gesny maar dat vir Leinster speel. En vandag hoor ek hy het nou weer geteken vir Leinster. Ek bedoel, wat's fout met die ja, man? nee. Wat soek hy daaroor? Sy kry nie koud of nat of something nie. Pretoria die beste weer in die wêreld. Wat doen hy? Wat doen hy daar? Wat dink Ja, jy? nee. En hy het ook aan die pad skool gegaan. Hy ken die plek se goed. Exactly. Ja. Hy sal nooit Ja. weer vir 'n dop betaal in Suid-Afrika nie. Stel my gou, ek sien ek het nou 'n getweet gesien. Ek dink vandag ek kan nie onthou wie dit geskryf het nie. QAnon, Henko van Wyk, JC Pretorius en Frankie Horn. Ek weet van hulle weet ek het weer geteken onlangs maar daar's nog steeds sprake dat hulle die tweet sê hulle gaan suid gaan. Nou weet ek nie of hulle gaan suidkus toe gaan of hulle gaan Suid-Kaap toe gaan nie. Wat dink jy? Dink jy Ja, daar's ja, gerugte ja. daarin? Waarheid dan? Nee, ek dink dis mense wat net my siel try uittrek. Daai ouens het almal at least geteken tot ek dink na die World Cup wat nie baie lank van nou af is nie. So mense ek moet hulle Ja. maar geniet terwyl ek kan. Maar ja, ek kan sien dit sal sin maak as hulle begin skuif. As behalwe as die Lions somehow baie meer geld begin inpomp in hulle span kan ek nie sien hoe ons daai ouens kan hou nie. Hulle is nog steeds jonk. Hulle kan hulle selfs nog steeds jy weet hulle kry nou baie kans om te speel. So hulle kan hulle eie waarde opdryf deur nog 2 jaar by die Lions te speel en dan kan jy dubbel die prys vra as die Sharks weer kon klop wat ek seker is hulle gereeld Mm. doen. Ja. Dit sê vir my die vooruitsigte vir die Lions. Nommer 1 dit hang seker af wat wie die afrigter is. En ek weet ou Mm. Cashen Roy wou nie eintlik afrigter gewees het nie. Hy was 'n kondisioneringsafrigter toe word hy nou die afrigter, maar ek dink hy doen dit 'n slegte job hier nie. Saam met Jacques Fourie en Ricardo Loubser en Warren Petersen en daai manne. Wat dink jy van die Mm. afrigtingskorps? Dink jy dis tyd vir nuwe bloed? Dink jy hulle is opgewasse vir die taak of dink jy die probleem eintlik maar by die bestuur, die saak beursie wat nie so diep is nie. Hulle Mm. spaar wat nie 'n lekker omgewing. Wat is die probleem daar? Ek ek try dink wat is die verskil tussen wat nou gebeur en wat gebeur het onder Johan Ackerman? Want Cash het oorgeneem by Johan Ackerman en Swys de Bruin se span. En die span het nie saam daai twee ouens heeltemal gewaai nie en ons het nog steeds baie slegter begin speel. So in my boek ek rate nie regtig Cash van Rooyen as 'n baie vrek goeie coach nie. Ek dink hy het goeie um man management. Ek dink die spelers hou van hom. Hmm. Maybe oor hy jonk is en hy's so oud as ek dink ek. Hy's dieselfde jaar ek dink as ek gebore. So ek dink die spelers kom goed oor die weg met hom en so aan, maar ek weet nie of hy die oues wat 'n bietjie kan as dinge skeefloop ouens in lyn kan kry maklik nie. Ek dink maybe is hy in daai opsig die Johan Ackerman het daai respek gehad. Hy was 'n springbok. Hy's hierdie groot ou. Jy weet hy's 2 koppe langer as ek. So hy het daai respek gekry uit die spelers uit en dis iets wat Jake White kan kry uit die bulle uit want nee, hierdie ou het 'n lang CV. So jy luister na wat hy praat. Waar Cash se CV was, jy weet, fitness trainer en interim head coach. So ek voel maar net hy ingekom want ons het nie iemand gehad nie en hy moes nie gebly het nie. Ons moes 'n behoorlike afrigter gekry het.
en dit het nie gebeur nie. So nou is hy die ou met wie ons sit. Ek dink sy twee of sy drie ander coaches, jy weet Jacques Fourie en daai ouens is baie goeie coaches. Ek kan sien hoe hulle oor die jare kan 'n goeie span aan mekaar sit, maar die ou at the top vir my is Cash. Die bestuurs, ek weet nie, unless ons iemand kry wat biljoene rande werd is, arme Altman Allers, hy's nou die ou wat die plek aan die gang hou en hy doen wat hy kan, maar hy's nie op dieselfde vlak as ouens soos Johan Rupert en Motsepe en daai ouens nie. Hy as jy richest South Africans intik, is hy nie eens op die lys nie. So Mm. daar is 'n geldsituasie. Die area waar ons is nie nice nie. Ek weet nie hoeveel spelers like om elke dag deur Braamfontein, Hielbrau of so toe hoef te ry nie. En dan ja, ek dink dis daai drie goeters, jy weet, en die coach. Maar ons het gesien met Ackerman, as die coach goed is en die span begin wen, dan begin die area om Ellis Park ook nicer raak en meer mense daag op Mm. en help. So vir my is dit basically die plek waar eerste moet reggemaak word. As jy As nou ons weer nie in die playoffs kom nie, dan moet daar begin gekyk word na sy kontrak. Dis nou baie jare. ons gaan nou praat oor die play-offs, maar as jy nou jou wilsdrome, watter afrotter sou jy geteken het as jy kon, as jy nou jou keuse kon gehad het, 'n realistiese keuse? Ja. Ek weet nie wel, van Graan is probably heeltemal te duur nou. Hy is vas tot 2030, hy het nou weer geteken by Ja, Bath. Ek weet hulle het ook gekyk na hom, ja. van Graan, Franco, Smit, hy gaan probably Bulle toe gaan. Dis Mhm. wat ek al gehoor het. Hands off, nee. Nou voel ek soos jy oor die shots. Ja, Hou by. ja, Bly hou verby, ja. ja. Ja, ek weet nie of Jake meer oud genoeg, jonk genoeg is om nog 'n span van hulle af te probeer bou. En ek dink sy wat hy gaan soek uit 'n bestuurder se beursie uit gaan te veel wees, maar daar moet iemand wees, iemand uit die UJ, die ou wat ons Currie Cup span afgerig het. Ek kan nou nie sy naam onthou nie. Dieselfde spelers onder hom het al die ander spanne in die land ore aangesit tydens die Currie Cup. Skuif hom op, dink ek. Hy het gelyk soos hy die spelers vir al hulle verdediging gekon onder die hande kry, want verdediging is 'n siel ding, jy weet, hoeveel is jy lus om dit te doen, en onder hom het dit gelyk soos die spelers regtig hard werk, en dis wat ek wil sien uit 'n span uit, dis hoe die Lions eers begin goed raak het onder Ackerman, is hy het 'n leier gekry in Warren Whiteley wat so vrek op die veld vir sy spelers, en hulle het hom so gevolg, en ek het gesien hierdie Nkosi kon dit uit die ouens uit kry. So ek sal hom oppamp. Sê maar net, okay, nog een Currie Cup seisoen en dan is jy reg, dan kan jy 'n URC coach wees. Jy het nou genoem Johan Ackerman, wat van hom? Ek bedoel hy is soort van beskikbaar, is dit nie? Hy werk by die Springbokke nou. Ek weet nie of hy Die sal junior terugkom nie. Springbokke, hy is 'n Ja, konsultant ja, selfs. Hy is nie eens 'n voltydse ja. pos nie. Ja, so dit sou nice wees, maar ek het nou gesien elke plek wat terug gaan na 'n ou coach toe, doen nie so goed nie. Maak nie saak hoe goed daai coach was toe hy weg is nie. Dis die waarheid. Australië het gewys, don't go back, en wie was dit? Dit was 'n paar lande wat nou Eddie Gatland, Jones, ja, dis reg. ja, Gatland, ja. Gatland, ons praat oor hom nie, ja. Ja. So ek is bang vir teruggaan na 'n coach toe wat jy voorheen gehad het. Dat daar's net te veel wat verander het en jy kan nooit weer daai magic terugkry nie. Ek het nou ons het nou gister 'n video geplaas oor met onderhoud met Frans Ludeke oor sy afrigtingsloopbaan by die Bulle in Japan alles. Kyk, daai ou is 'n goeie afrigter, maak geen fout nie. Ek wonder, kyk, hy het die Bulle Super Rugby kampioene gemaak. Ja, mense sê hy het Ja, Heineke Meyer se alwers geploeg, maar dit is nie so nie. Ja, hy moes oorneem en hy het 2 keer 'n ry kampioen gewees. Hy het die Kubota Spears kampioenspan gemaak in Japan. Hy ja, was actually in die running in die gunsteling om Japanse afrigter te word. Tot Eddie Jones daar kom konkel het en dit eintlik onder sy neus weggesteel het. ja, Ek ja. wonder of hy nie dalk 'n goeie kandidaat sal wees daar nie. Was hy nie al by die Lions gewees Hy nie? was voor hy by die Bulle was hy by die Lions. Toe sy oor na die Bulle Ja, toe. Ja. Hy het daar by ja, die Lions ja. gespeel, daar afgerig. Nie veel hond Mm, daarop gemaak nie. Hy was te jonk geweest. Hy het dit self gesê ook in 'n onderhoud en toe gaan hy oor Bulle toe en toe begin dit vlam mm. vat. Hy's 'n goeie Ja, want opsie. hy was eers assistent onder Meyer gewees en toe Ja. word hy hoof, ja, afgerig. Ja, hy het 'n goeie CV en maybe is dit die een wat ons na kan teruggaan. Kom ons praat gou oor Um, julle Lions se ek sê nou vanoggend vir jou my vriend Johan Pretorius gesê van Radio Rugby. Die Lions en die Stormers dan maar lekker running. Behalwe môre aan se wedstryd teen Glasgow, dit gaan 'n thriller wees. Dis die kampioenspan. nee, dit Hulle het gaan laasweek 'n wedstryd verloor en ek gaan 'n naam vir jou noem en ek kyk wat jou reaksie is. Marius Lou. En hoe voel jy oor daai ou? Vertel my oor laasweek se drama.
Oh, my broer se naam is Marius. Marius Lous. So as ek hom sien, dan skop ek hom sommer met shin. Oor al die ander Marius Lous moet dit ook kan voel. Hy het so 'n nice begin by die Lions. Hy het gelyk soos 'n ou wat 'n leier kan wees, want ons het ons burger oor en daar gehad en hy het baie goed gespeel toe hy by die Lions was en toe was Marius nou sy replacement gewees. Die een ou wat ons by die Sharks kon gekry het. En hy het goed begin. Sy stats het gewys hy was een van die beste Crashball 12s in die liga gewees, as nie die heel beste nie in 2022-23. Hy het meer oor die advantage line gekom as enigiemand. Maar die laaste tyd, ek weet nie of dit sodra die game lank gaan en hy's nog op die veld, hier by 20 minute oor, 60 minute, dan begin hy baie erg foute maak. Hy gee penalties weg op die verkeerde plekke en hy kry baie gereeld geel kaarte. En hierdie week was dit dieselfde ding. Hy het daai onderskep gegooi wat elke mens op baie veld kon sien, moenie hierdie bal pas nie en hy het hom nog steeds gepas. En 10 minute later ons is op die aanval, ons try die game terugkry en toe gooi hy weer onderskep. Presies dieselfde ding. Hou die ding te lank Mm. vas. Jy sien die Cardiff speler daar en jy pas nog steeds die bal. En dit was die laaste straw gewees vir my. Ek kan nie meer, ek kan nie meer nie. Daar's gelukkig Reinhard Jonker. Hy lyk soos 'n goeie laaitie wat opkom. So ek sal maar eerder dit oor hande gaan die nuwe bloed. Hy kan nou maar Sharks maar in Manchester toe gaan. Dit is okay. Ja, nee, ek het dit hulle maar kry. Nee, Mm. ek kan nie onthou wat die wedstryd was. Ek dink is die wedstryd teen die Bulle gewees daar op Ellis Park nog een wat Elrich Lou se seer gekry het. Mm. Ek dink hy's onfiks hoor. Hier aan die einde toe dan Ja, kan hy niks bybly nie. Hy raak so stadig en alles. Ek dink hy's net nie ja, vinnig nie in vorm nie. Hy's nie fiks nie. ja. Ja, en dis wanneer soos jy sê as jy onfiks is, dis wanneer jy begin foute maak. Jy dink jy reg nie, jy gooi passes wat jy nie moet nie en jy gee penalties weg want jy kan nie bybly nie. So ja nee, ek dink dis maybe tyd om aan te beweeg. Gee dit maar vir iemand 'n bietjie jonger. Okay, ons neem nou hierdie op 'n donderdag aand, so ons weet nou nog nie hoe die Lions se span gaan lyk oor vir Glasgow se wedstryd. En dink julle het 'n realistiese kans? Kyk, Frankie Smith is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie. Hy het vir Jake White uitoorlê, maak geen fout nie. Wat dink jy Ja, gaan gebeur met daai wedstryd in Glasgow? ek dink ons gaan maybe 'n bietjie van 'n B-span sien. Ek dink die Lions gaan probably sê nee, hierdie is nie die een wat ons gaan om te wen nie binne wat se naam die volgende 3, 4 games is die ones waar ons worry. Ek dink ons gaan sien dat daar 'n paar soos die heel agter gaan nie Kwan wees nie, sal Tapia Mafura wees. Dis wat ek nou raai. Ek kan heel Ja, ons weet nie wie wees. die span is nie, ek stem. Hoor. Ja, ja, en van die jonger losvoorspelers en so gaan ons sien want jy kan nie sommer na Glasgow toe gaan in 'n game wen nie. Ek dink hulle was vir 3 jaar onoorwonde daar gewees tot ek dink dit was die Bulle of Munster of iemand het daar so game gewen of Leinster. So nee, hierdie ene is vir my is Glasgow is die frontrunners, die favourites. Hulle gaan daai ene probably maklik wen. Ek sal nie surprised wees as van die Lions al klaar een voet op die vliegtuig het nie. Ongelukkig Hmm. ja, Glasgow is 'n taai ene. En dis okay. Ons is nie op hulle level op hierdie oomblik nie. Hulle het een van die grootste budgets in Europa ook. So min mense weet dat hulle ryk is. Hulle hou hulle beste spelers. En soos jy sê, Franco is nie stupid nie. So net Ja, so tussen ja. die os en die jas, jy weet, wat is die Lions se benadering tot die Challenge Cup? My vermoede is die Bulle gaan dit afskryf en sê, you know, too bad so sad volgende jaar. Wat dink jy gaan die Ja, Lions ek doen? dink ek dink dit sal dieselfde wees met die Lions. Gebruik dit as 'n manier om die Currie Cup spannetjie 'n bietjie game time te gee. Dis net te moeilik om die URC en daai te speel hierdie tyd van die jaar wanneer al jou spelers begin moeg raak en so en so. Ek dink nie hulle gaan baie gewig aan dit insit nie. Ehm ek dink hulle sal eerder dink hulle kan hulle 4 tuisgames wen Hmm. na Glasgow en so kwalifiseer vir die Championship volgende jaar. Ek dink dit is Ja, probably wat benader. ja. Die Hmm. ding is, die Stormers is uit die Challenge Cup uit. So hulle het net 5 wedstryde oor tot die einde Mei of middel Mei. Die Bulle Hmm. en die Lions en die Sharks moet almal nog een van hulle obskure wedstryde gaan speel in Europa somewhere. En ek kan jou vertel, Ja, as ek Jake White was of Cash van Roy of John Plumpy for that matter, as hulle gesê het los dit, die URC is nou belangriker want jy wil nie 'n vars Stormerspan hê wat 'n paar maklike wedstryde agter die blad het. Lekker weet begin momentum optel. Al hulle sterspelers is terug en hier kom jy ja, doodmoeg en stikkend gespeel van oorsee af terug nie. Ek dink dit maak ja, nie ek vir my dink sin nie. ja, dis presies wat hulle se ding. Want die Stormers run in is ook 4 tuisgames wat almal baie wenbaar is. Kyk hy So name, né? Dis is in Palooka spannetjies daai. ja,
Nee, dis nie ouens wat daar gaan wees aan die einde van die seisoen nie. So ja, nee, ek dink die Lions in die Bulle en so aan gaan beslis dink nee. Kom ons kry hierdie game uit die pad uit in Europa volgende naweek en ons fokus op die Challenge Cup want dis een nice ding van die URC is die Suid-Afrikaanse spanne speel altyd hulle tuisgames einde van die seisoen. So ons lyk altyd asof ons so sleg doen en hierdie jaar is Wallis se spanne en almal so goed. En dan all of a sudden is ons almal behalwe Mm. die Lions hier bo op die table en hoe dit gebeur. Is oor ons einde van die jaar, einde van die seisoen speel ons al ons games op stadion en ons kry punte, punte, punte. Daar's 20 punte wat ons kan opmaak op die res van die liga hier aan die einde van die jaar. Ek wil net nog twee vrae vir jou vra. Die eerste een is, dink jy die Lions gaan die top 8 haal en kan ons hoop en bid dat hulle nie in 8ste plek eindig en teen Leinster moet gaan speel nie? Hulle kan dit doen. Ek is vas oortuig hulle kan dit doen. If not this year when, dan moet jy regtig kyk na Cash se kontrak. Benetton, Connacht, Scarlets, Ospreys. Ek dink ek Connacht het ons al gebied op Ellis Park, maar dit was 'n anderste Connacht span geweest. Dis nie hierdie een van nou nie en dit was 'n anderste Lions span ook. Benetton behoort ons te kan vat, Scarlets moet ons kan vat. Die Ospreys is 'n issue. Hmm. Hulle is eintlik baie sterker as wat ons dink hulle is. Hulle 'n wen Nuwe graag. afrigter. Ja. Ja, ja. Maar ons is tuis, dis nie spanne soos Leinster en dis spanne wat almal 10de, 12de, 14de, 7de is die Ospreys. Dis die hoogste spantipe Hmm. ons gaan speel. So vir my in my boeke ons moet dit kan maak hierdie jaar en maybe even 'n 7de of 'n 6de plek. Ek dink ons behoort eintlik al die Suid-Afrikaanse spanne in die Hmm. top 8 te kry hierdie jaar. Ek dink hulle gaan die top 8 maak as Marius Lou sy kop kan hou. Ja. Ja, ek spot Ja. sommer maar een van die spelers nie ergens 'n breinfloute het en iets stupids aanvang nie, dan kan jy dit maak. Ja. Die ander vraag wat ek jou wil vra is, ons praat nou van tuiswedstryde en alles, maar vir al die bulle, Mm. en ek weet nie hoe lyk die Lions nie, maar die bulle het baie goed gedoen weg van die huise vir die jaar en met groot moeilikheid. Hulle sukkel op loftes van alle plekke dat die bulle Mm. sukkel om 'n wedstryd oor die doellyn oor die eindstreep te trek. Ja. Ek het daar begin spekuleer of dit dalk te veel druk is en wat ook al en ek het vir Andre Pretorius gevra en hy was baie verontwaardig. Hy het vir my gesê, hoorie, om druk te hê is 'n voorreg, jy weet, Ja. dis jou werk om dit te doen. Jy moet opstaan, jy moet daarvoor kan doen, maar die bulle is nie goed op loftes hierdie jaar nie. Verloor teen die Stormers, verloor teen die Sharks. Eintlik my laaste gewen teen die Lions selfs, na ons hulle plat getrap het daar op Ellis Park. Wat dink Ja. jy net so vir interessant sal, wat dink jy is die rede daarvoor? Um teen Suid-Afrikaanse spanne is dit moeilik om te sê. Dis probably oor derbies. Suid-Afrikaanse spanne het altyd emosie involved. So dis 'n moeiliker een, maar vir my dink ek veral teen die oorseese spanne, ek dink die Bulls verwag amper dat die ander spanne nog nie uitgefigure het hoe om op die altitude te speel nie. Ek Mm, dink hulle verwag elke span wat hier kom van oorsee af gaan all of a sudden nie kan asemhaal na 60 minute nie en ons gaan hulle nog ja. 30 punte aansit. Maar daai spanne dis professionele rugby spanne. Hulle kom nou al vir 3, 4 jaar hiernatoe. Hulle het nou al geleer hoe voel dit om hier te speel. So hulle gaan obviously beter en beter word op loftes. Ons het gesien hoe was dit met die New Zealand spanne en so aan in die ou dae. Um so vir my is dit die Bulls kom uit die blokke uit te vinnig. Sit 30 punte aan, hulle is 37 punte voor in die tweede helfte kom en dan begin hulle te veel afsit want ek dink hulle dink die ander span gaan afsit en dan skielik skoor die Mm, ander span 'n try dan tel hulle 'n bietjie op en nog 'n try en dan voor mens weet is dit 34-35 en die Bulls is besig om vas te hou vir alles wat hulle kan. En ek dink dit is 'n pacing issue dat hulle dink nee, ons sit 50 of 40 punte op hierdie ouens en hulle gaan nie terugkom nie en dan sit hulle net heeltemal te veel af. Vir my voel dit soos dat die issue is. Ja, dit maak vir my sin. Ja, Hmm. okay, ek belowe jou hierdie is die laaste vraag. Wat dink jy is die Ja, Lions go ahead. Dit was se gesels lekker. wat is die Lions se sterkpunt dink jy? Ek bedoel almal praat van ruck speed en line-outs en Ja, ja. meters after contact en whatever ook al, maar wat dink jy is Hmm, die Lions spesifiek se sterkpunt en wat dink jy is hulle hmm. spesifieke swakpunt? Ek dink die Lions se scrum is eintlik nogal goed. Ek dink die Bulls se scrum is op hierdie oomblik die beste in Suid-Afrika, maar ek's pretty sure die Lions kan staan teen al die ander spanne. Ons het ewen die Leinster ouens van die bal af gedruk hier en daar so
dis 'n basic antwoord vir Suid-Afrikaanse span die scrum. As 'n nating klub kan jy op vaskop het, dan gaan jy hom nie maklik so scrum rondskuif nie. En dan ek dink dit is JC Pretorius, ons klein fetchertjie. Surfer, Daai lyk so surfer, jy weet wat dit beteken. Anyway, ja. hy's insane. Hy is die nuwe Kwagga nou vir ons. Ek dink hy kry maybe 2-3 turnovers 'n week waar die ander span aanval en hy is die ou wat dit breek. Ons het dit in die Sharks toe ons hulle so sleg punt aangeteken het die laaste keer toe hy op Ellis Park was JC Pretorius geweest. So vir my is dit hy. As hy op die veld is, dan het ons 'n kans. So vir my ja, dit is die scrum en dan as ons verdedig as JC Pretorius oor die bal kan kom, dan as ons daai turnover kry en dit gaan wyd na iemand soos Edwin van der Merwe of Frankie Horn toe, dan is dit amper altyd aan. Vir my is dit die twee sterkpunte van die Leeu's. Okay, ek nou sê dis my laaste vraag, maar hierdie is jou skuld want jy het dit geopper. Daai pak slaag wat jy die Sharks gegee daai op Ellis Park. Wat het daar gebeur? Was die Leeu's so goed? Was die Sharks so sleg? Maar dis totale alle anomalie geweest, né? En die naweek daarna het is 'n soort van die skaal 'n bietjie reggestel alhoewel die Sharks nog net nie vir my wonderlike wedstryd gespeel het. Ja. Wat het op Ellis Park gebeur daai dag? Ek dink dit was een van daai dae waar al die passes gestiek het. Jy weet, elke ding wat 'n ou gegooi het in iemand se hande geland. En die Sharks se verdediging was baie sleg geweest. Hulle het die hele tyd van tackles afgeval en ons het net meters gemaak. En as die Leeu's eers aan daai rol kom, soos jy sê, ruck speed en so aan, dan is hulle baie moeilik om te stop. En ook dit was nat geweest. Dit was 'n bietjie 'n reënerige dag geweest en elke keer as hulle deurgebreek het en ons het gescramble, het ons die bal uit hulle hande uitgeslaan. Hulle het nie daai bal na die bal gekyk en daai weer nie. En ek dink dit was 3 of 4 keer wat hulle deurgebreek het en ons verdediger het net die bal uit die ou se hande uitgeklap en ja, dit was net een van daai freak dae waar die een span alles werk en die ander span se kop is nie in die game nie. Was interessant wat is. Kon ons gewen het en dit was baie close geweest. Dit is nie 'n reënerige dag geweest daai dag nie. Dit was soos 'n tifoon daar man. Dit het so stortreën. Dit was regtig besonder onaangenaam. En elke ek was daar geweest. Ek was onder die dak. So dit is so sleg gevoel nie. Ja, maar ek dink hoe koud moet jy gekry het. En ek bedoel die feit die saak is die bal is nat. Die ouens se speel, hulle sweet nog steeds, hulle word moeg. En die hanteringe was uitstekend. Dinge die aangee het vas gestiek en alles het gewerk. Dit snaaks in sulke omstandighede, né? Dis eintlik vreemd. Dis jy sê dis eintlik nie van 'n teenstrydigheid daar. Maar anyway, ons het nou ons eerste rugby bier gehad, ek en jy, soos ek sê. Dis die Rafa Rugby podcast. Dit is nou baie lekker. Ek wil nog 'n keer spraak, maar laat 'n bietjie later so. Dankie vir die gesels.